Jy kyk, goeiemôre, good morning. Ons goeie vriend Arnold Geerts is nou hier en dit beteken dis tyd vir jou sport hoogtepunte. Ja, Arnold, besig, Ek dink ons kan hierdie eerste deel van hierdie geselsie opneem, want ons sê elke week wat 'n sport. Jy kan hierdie eerste deel opneem sonder enige twyfel. Maar kom ons begin by die Aussie Ope. Nuus van vroeër vanoggend van Melbourne af is dat die verdedigende vrouekampioen Madison Keys is so 'n uur gelede uit die Aussie Ope. Jessica Pegula het haar in skoonstelle 6-3 en 6-4 geklop. Novak Djokovic het gister die Aussie Ope kwartuit rondgehaal sonder om eers 'n bal te slaan. Nadat sy laaste 16 teenstander Jakob Mensik onttrek het. Hier is egter die groot een. Carlos Alcaraz het sy poging om die eerste Aussie Ope titel te verower met 'n houe meesterklas om die kwartfinale te haal deurgebring deur die Amerikaner Tommy Paul uit te skakel. Die 6-malige Grand Slam kampioen het met 7-6, 6-4 en 7-5 gewen om sy beste loopie in Melbourne te ewenaar en het nog nie 'n stel verloor nie. Verlede jaar se naaswenner Alexander Zverev het op koers gebly in sy poging om daai eerste Grand Slam titel te wen deur Francisco Cerundolo 6-2, 6-4 en 6-4 te klop en Aryna Sabalenka het deurgestorm, maar Coco Gauff was gedwing om hard op Melbourne Park te veg, waar die temperature uiteindelik gister bietjie gedaal het na Vrydag en Saterdag. Ja, ek het gesien, dit was baie warm daar. Ja. Een of twee van die spelers het selfs bloeineus gehad van die hitte. En ek dink dit is bitter hard om so te speel. Ja. Maar ten minste sien ek daarom, dis nie soos in die ou dae nie, want hulle toe die polemiek verander het van toe hulle nou van die tradisionele wit hempies so goed wil werk doen, om bietjie kleur in te bring. Ek sien die man het ook met die help my sterklik hempie gespeel. Ek het dit gehelp het nie. As sy neus nie gebloed het, ten minste goeie tan ook saam met die wenwerk. Die enigste plek waar jy glad nie kleur mag dra nie, is by Wimbledon. Ja. Of course. Dan die SA20. Die Sunrisers Eastern Cape het die derde SA20 titel in 4 jaar gewen met 'n verstommende oorwinning van 6 paadjies oor die Pieter Slanie Lesnar oor die Pretoria Capitals op Nieuweland en Kaapstad. 'n onerwonde 5de paadjie vennootskap. Hoe is hierdie twee oue net so te loops van 114 lopies van 67 afleweringe tussen Matthew Breedske en Tristan Stubbs wat albei 50-talle geslaan het Dewald Brewe se 101 die enigste ordentlike beurt vir die Capitals met respek wat slegs 158 aangeteken het oortref. Marco Jansen was weer eens briljant met die bal met 3 paadjies vir net 10 lopies. So dit was die naaste van die 4 eindstryde tot dusver en hierdie twee houe was bloot net asemrowend. Toe dit regtig saak gemaak het. En as jy dink, hulle moes op 'n stadium 22 kry van die tweede laaste beurt af om hierdie ding deur te haak. En die wonderlike ding vir my is, beste van alles, weer eens 2 van ons jong ontluikende sterre het ons nou hier in die eindstryd, in die hele seisoen tot dusver sien deurkom op 'n veel meer, die Engelse woord is mooi, mature vlak. They both matured as batsmen. I just think for the people in the crowds, the spectators, the SA20 is so much fun. But I think for the cricketers as well, I think they just get to go. And they go for it and they try and get the shots that they wouldn't normally play for their club or for their province. They just go and they have fun. Have a go. Ja. Maar ek dink een of twee ouens wat nie van gehad het nie, was die van die bowlers wat die Capitals toe nou hier op die einde moes insit. En Maar jy weet, Pieter, die interessante ding is, en ons weet het, iemand gaan 'n finaal wen, iemand gaan 'n finaal verloor. Jy moet verstaan, dis 'n 50-50 deal. You raise a very interesting point, Roz. You know what I said yesterday, with several of the Capital batsmen who were walking out, and then QDK standing behind the wickets, and they stand and chat to each other. 5-7 years ago, you would never have seen that because these guys play together in the national team, they play together in this team over here in India, and they play here together. So they've become mates. And even though they're competing as hard as possible, and they go at it as hard as they possibly can, they're still mates. And I think if you think back to Sandpapergate with the Aussies and how that was, it was almost perverse in its competing, where things went completely haywire. Now you see the same with the Ashes, and I mentioned it with the Ashes, where the English and the Aussies are talking to each other on the field. They play as hard as they can. You don't give an inch, you don't take an inch. But the fact of the matter is you can still be mates at the end of the day. And that's an important part of sport in the end, isn't it? Isn't that what it's supposed to be? Yeah, that sportsmanship definitely coming through, Ons bly ook maar vriende, jy weet, die een kan vir Transvaal skree en die ander een kan vir die Bulle skree en goeders, maar weet, hy soos Thys sal altyd in my bly. Hy sal altyd my vriendjie bly. Thys se gesig vanoggend toe jy kom te sê ek, Thys, nog 'n draw, wat gaan aan? Maar nou ja, die Hollywood Bed Sharks het alwou kom VRK droogte in Kaapstad beëindig met 'n oortuigende 30-19 oorwinning oor die DHL Stormers
voor 'n volhuis in die stadion met 'n vertoning wat regtig 'n sterk stelling maak in guns van hul nuwe afrigter JP Peterson. Tot en met hierdie wedstryd was daar 'n debat oor of die Sharks se oorwinning oor Saracens en Clermont Auvergne in die Investec Kampioenebeker en die Vodacom Bulle werklik die lang verwagte ommekeer vir die lang lydende Sharks ondersteuners verteenwoordig het. Intussen het die Bulle nog 'n Lazarus terugkeer deurgekom toe hulle 'n agterstand van 17-5 omgekeer het om Edinburgh met 19-17 in die Skotse hoofstad te klop. En die resultaat is die manne in blou se eerste oorwinning in Edinburgh, maar dit was gespanne en sanitair dan aan laastens arme Matthys vir die tweede week agtereen. Volgens was die Leeu's in 'n gelykop uitslag betrokke, 'n 24-11 gelykop uitslag teen die Aspreys in hul 9de ronde na 'n 20-11 telling in Perpignan. Dis nie lekker om gelykop te speel nie. Ja nee, dan gee my eerder 'n los of as dit nou nie 'n wen is nie. Gee my dan eerder 'n los. Die interessante ding is, soos ek die punt maak oor JP Peterson, het die Sharks nou daai hoekie gedraai wat die Vodacom Bulle nog nie reg vir ons bewys het dat let nie, want hierdie is 'n groot oorwinning in die Kaap. 30 punte daar teen 'n span wat behoorlik opdreef was. Sit nie in elke ou se boekie nie. I just also think that seeing a player become a coach who is successful is very, very interesting to me. JP Peterson has come up through the ranks at the Sharks in the coaching staff, and now he's there, kind of front and center, leading these guys from the front. And I think that that's amazing. Here's a question we all have to ask ourselves. Are coaches these days? So do they run around and say, stand over here, let's pass the ball flat, and then we get someone who cuts in from the left-hand wing and whatever? Or are they man managers? Do they manage all the other coaches that they have, and those coaches do the actual coaching, and they just do the man management? Jake White, for instance, was really good after 2007, believe it or not. I spoke to him once and he said he got far better at the man management part of things, rather than the actual throwing around and working on plays and tactics and all the rest of it. So Alex Ferguson was brilliant with man management, and that may be far more important these days than actually doing the technical stuff when it comes to what's happening on the field. Yeah, and I think also having been a player, it's so great to have that insight to what it's actually like to go out every week in front of thousands of people and play your best, and sometimes it doesn't necessarily go in your favor. Kan ek net vra dat Rassie dit vir ons kan kom verduidelik? Rassie, Ja, Rassie, kom sien ons asseblief. Vertel vir ons. Rassie. Baie dankie Arnold, altyd lekker om na die sport te kyk wat oor die naweek gebeur het. Dis al waarvoor ons tyd is, maar bly net waar jy is. Tuis is net hierna terug met die finansies.